Wat is geloof volgens Hebreërs 11? Wat hou jou vas wanneer alles rondom jou begin wankel? Wat draai jou wanneer jou oë net probleme sien? Wat bly staan wanneer die toekoms onseker is en antwoorde uitbly? Is geloof net 'n gevoel? Is dit 'n blote optimisme? Of is dit iets dieper, iets wat jou hele lewe rig? Die Bybel antwoord duidelik in Hebreërs 11:1. Geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hier begin alles. Geloof is 'n vaste vertroue. Die woord vaste vertroue beteken sekerheid. Nie 'n miskien nie, nie 'n hoop so nie. Dit is om God se beloftes as werklik te beskou, selfs voordat jy dit nie sien gebeur nie. Geloof staan nie op gevoelens nie, dit staan op God se karakter. Want geloof gaan nie eerstens oor hoe sterk jy glo nie, dit gaan oor hoe getrou God is. 'n Bewys van dinge wat ons nie sien nie. Ons leef in 'n wêreld wat sê, eers sien, dan glo. Maar geloof sê, ek glo, daarom leef ek anders. Jy sien nie die uitkoms nie. Jy sien nie altyd hoe God werk nie. Maar jy leef asof sy woord reeds waarheid is. Dit is presies wat ons in Hebreërs 11 sien. 'n Hele hoofstuk vol mense wat geglo het voordat hulle gesien het. Ons sien met Noag hoe geloof 'n ark gebou het voordat dit gereën het. In vers 7 kan jy dit lees, waar God waarsku hom oor dinge wat nog nie gesien is nie. Daar was nog geen vloed nie, geen reën soos wat sou kom nie. Maar Noag bou 'n ark. Vir jare lank bou hy, terwyl ander waarskynlik spot. Waarom? Omdat hy God geglo het. Geloof gehoorsaam selfs wanneer dit onlogies lyk. Ons kyk na Abraham, geloof stap sonder 'n kaart. Jy kan dit in vers 8 lees. God roep hom uit na 'n land toe wat hy na toe moet trek, na 'n plek wat hy hom sou wys. So daar was geen GPS nie, geen presiese adres nie, net 'n belofte. En die skrif sê vir ons, deur die geloof het Abraham gehoorsaam en hy het uitgetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Geloof wag nie vir volledige verduidelikings nie, geloof vertrou die een wat roep. Ons sien met Moses in vers 24 tot 26 lees ons, hy kon in die paleis bly, hy kon gemak gekies het, maar hy kies om saam met God se volk te lei. Waarom? Want hy het uitgesien na die beloning. Geloof kyk verder as vandag. Dit kies die ewige oor die gemaklike. Wat beteken dit vir ons vandag? Ons sien nie altyd God se plan nie. Ons verstaan nie altyd waarom dinge gebeur nie. Soms voel dit of gebeure onbeantwoord bly. Maar geloof beteken vir ons, ek vertrou God se hart wanneer ek nie sy hand verstaan nie. Ek hou vas aan sy beloftes wanneer my oë net probleme sien. Ek leef gehoorsaam, nie omdat alles duidelik is nie, maar omdat hy getrou is. En dan kom een van die sterkste verse in die hoofstuk. In Hebreërs 11 vers 6 lees ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is die wat hom soek. Geloof begin met twee dinge. Glo dat God werklik is, en glo dat hy goed is. So die groter prentjies van Hebreërs 11 wys vir ons, baie van hierdie mense het nie al die beloftes in hulle leeftyd ontvang nie. Hulle het geloof geleef en in geloof gesterf. Dit beteken, geloof gaan nie net oor onmiddellike uitkomste nie. Dit gaan oor 'n verhouding met 'n ewige God. Hulle het uitgesien na 'n beter vaderland, 'n hemelse een. Geloof leef met die ewigheid in gedagte. Met afsluiting, wat is geloof in Hebreërs 11? Dit is om vas te staan wanneer jy nie sien nie, om te gehoorsaam wanneer jy nie alles verstaan nie, om te vertrou wanneer die wêreld twyfel. Geloof is nie blind nie, dit is gefokus op God wat nie lieg nie, gefokus op 'n beloftes wat nie breek nie, gefokus op 'n hoop wat nie teleurstel nie. Miskien sien jy vandag nog nie die antwoord nie, miskien voel jy onseker oor die pad vorentoe, maar onthou, geloof begin nie by wat jy sien nie, dit begin by wie God is. En wanneer jy hom vertrou, selfs in die donker, dan leef jy reeds in die lig van sy beloftes. Dit is geloof.